(16 Desember lê naby aan ons vel. Dit dra stories, seer herinneringe en soms ongemak. Vir sommige is dit 'n geloofsherinnering, maar vir ander is dit 'n plek van ongemak. En vir nog ander is dit sommer net eenvoudig 'n vakansiedag. Maar vir ons as gelowiges, bring dit 'n eerlike vraag. Here, wat vra U van my hier en nou in 'n land wat soms breek en op dieselfde dag ook opbou? Ons leef in Suid-Afrika. 'n land vol ongelooflike mense, maar ook vol werklike seerkry wat mense beleef. Mense is moeg, mense sukkel, mense soek hoop. En tog sien ons elke week flitsse in die nuus, ons sien lig. Iemand wat help, iemand wat deel, iemand wat opstaan vir wat reg is. En dit is die wêreld waarin God vandag met ons, met my en met jou praat. Micha in die Bybel skryf ook in 'n tyd van korrupsie en ongelykheid en moedeloosheid. Mense het gewonder, hoor God hulle nog? En wat verwag God van my in hierdie wêreld wat so de mekaar is? Klink so 'n bietjie soos ons wêreld. God se antwoord is opvallend eenvoudig. Luister mooi na Micha 6 vers 8. Ek het aan jou bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as net om te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met God te loop. So 3 eenvoudige goed wat God vir ons sê, vir ons lewe in 'n tyd en op 'n plek soos hierdie nou. Die eerste is om reg te laat geskied. Hier's 'n pragtige Hebreëse woord wat gebruik word, en dis die woord mishpat as jy wil gaan kyk. En dit beteken om reg te doen, regop te lewe, regverdig op te tree en in te gryp waar jy onreg sien. En dis om in die klein dingetjies eerlik en betroubaar te wees. Weet jy wat doen dit? Dit wys vir die wêreld hoe God is. En dis ook die manier waarop God se karakter sigbaar word in die lewe van gewone mense. Dis 'n manier van leef wat wys, jy behoort aan God. Prakties beteken dit, miskien moet jy die stem wees wat net sê, dis nie reg nie. Of miskien is jy die een wat vrede bring in 'n gespanne gesprek. Dit herinner my aan wat Nelson Mandela gesê het, en hy het iets hiervan verwoord toe hy gesê het, the world is changed not by grand speeches, but by small acts of courage. Reg doen verander nie die land in een dag nie, maar dit verander jou, en deur jou verander dit ander. Dis die eerste stap om lig in donker plekke in te dra. Tweedens, om troue liefde te bewys. Ons kort in hierdie land bietjie liefde wat vasbyt, wat nie wegstap wanneer dit moeilik raak nie. Micha gebruik weer eens 'n baie mooi woord, gesed. En is iets van loyaliteit, 'n standvastige verbondsliefde. Dit is liefde wat bly omdat jy kies om getrou te bly en nie sommer net eendag op een manier voel en 'n volgende dag anders voel nie. Hierdie liefde weerspieël God se eie hart, se eie liefde. 'n Liefde wat volhard, 'n liefde wat dra, 'n liefde wat nader kom wanneer ander wegstap. Dis ook deel van wat die kerk is, om nader te kom wanneer die wêreld wegstap en omdraai van mense en hulle soms alleen laat. So, hoe lyk dit prakties? Ons in 2025 wat na 2026 toe gaan, gee 'n tweede kans. Doen iets vir iemand wat niks kan teruggee nie. Henry Nouwen het so mooi geskryf oor die troue liefde, het gesê, where love reigns, there's always a way forward. Hierdie liefde verander jou hart, verander jou perspektief. Dit bou brûe waar daar verlang net mure was wat mense geskei het. Derdens, om nederig saam met God te loop. Nederig wandel beteken om jou lewenspas
met God sin te belyn. Wat beteken dit? God se pas is eerstens stadig. Stadig om te oordeel, stadig om kwaad te word. Maar sy pas is ook vinnig, vinnig om te luister. Vinnig om na God se wysheid te luister, vinnig om te vergewe. En dit vra van my en van jou selfbeheersing in ons optrede, sodat dit in ooreenstemming is met God se karakter. So hoe lyk dit prakties? Luister eers, praat bietjie later. Kies vrede bo 'n harde woord. Dallas Willard het dit geskryf, true wisdom begins with the ability to listen. Nederigheid maak jou nie minder nie. Dit maak jou bruikbaar. Nederigheid saam met God beteken nie dat ek net aan myself en my eie behoeftes dink nie, maar dat ek alles, my behoeftes, ondergeskik aan God stel. Want light shines in darkness in a land that has grown dark. C.S. Lewis het dit gesê. Wanneer gewone mense so begin leef, bly versoening nie net 'n geskiedeniswoord nie. Dit word 'n manier, dit word 'n styl van leef. Want hoop kry hande en voete, die lig word sigbaar en God kom naby. So mag die Here jou regverdig maak, vol liefde en nederig in die res van hierdie jaar en in 2026. Mag die Here jou seën en mag hierdie vrug ook in jou lewe sigbaar wees. Kom ons bid saam. Here, in 'n land, in 'n reënboogland, verskillende mense, verskillende opinies, verskillende sentimente. Kom vra ons vir U soos Micha. Here, lei ons. Help ons om regverdig te leef. Help ons om reg te doen. Help ons om met 'n troue liefde te leef wat vasbyt, die ekstra myl stap. Help ons om in nederigheid die pad saam met U te loop, waar ons onsself ondergeskik stel aan U wil en doel vir ons lewe. Here, mag ons een klein daad op 'n slag die verskil begin sien, nie net in ons leefwêreld nie, maar in hierdie pragtige land, Suid-Afrika. Skenk ons asseblief ook 'n helder somerkersfees, hou ons veilig, en mag ons ook in 2026 U lig dra in 'n wêreld wat donker is, U hande en voete wees vir mense wat soekend is. En Here, mag ons in alles aan U die eer gee. Amen.